So sal ek kom met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van stof wil ek voor U kom sit. Met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en skeef, met my honger en brood. So sal ek kom. As ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig kom buig. So sal ek kom, om van U te getuig. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade vir julle en vrede. Amen. Julle kan gerus julle Bybel saam met my oopmaak by Lukas hoofstuk 13. Ons is so in die middel van 'n reeks oor lyding. Dis ook voorbereidingstyd vir Paasnaweek. Die paar weke, 7 weke voor Paasnaweek staan bekend as lydenstyd. Ons is vandag by 4de Sondag van lydenstyd. En is 'n tyd waarin ons onsself nie net voorberei om spesifiek na te dink oor Jesus se lyding en sy kruisiging nie. Ook sy opstanding op Paasnaweek nie. Maar dis ook 'n tyd waarin ons kyk na lyding in ons eie lewens. Annemie, ek het net vir ietsie buite geskrik. Ek weet nie of dit julle ook nie. Ons gaan vanaand dan met dit in gedagte, gaan ons Lukas 13 lees. Hierdie hele vraag van, wat van lyding in ons eie lewens? Wat het Jesus te sê oor die feit dat ons dikwels swaar kry beleef? Verlede week het ons gefokus op God die Vader se rol in ons lyding, en vanaand is dan Jesus, die Seun van God, in ons lyding. Kom ons lees Lukas 13 van vers 1 af. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sê julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het. Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sê julle net soos hulle ook almal omkom. Daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daaraan kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, dis nou 3 jaar dat ek aan hierdie vyeboom vrugte kom soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie, kan hy hom uitkap. Ons gaan net tot daar lees, dit sal dalk goed wees as julle die Bybels oophou. Wanneer ons praat oor lyding in ons eie lewens, Annemie, nou kan jy aanskuif, dan is dit tog so dat ek glo enigeen van ons sal iets kan vertel van iets wat ergens in ons eie lewens gebeur het, of dalk in die lewe van iemand naby ons, of ten minste iemand wat ons ken. Ek het sommer vanmiddag net weer bewus geraak daarvan, toe ek my ouers kuier op die oomblik by ons, en toe ek op 'n stadium by my ma verbyloop, sien ek sy sit en praat op die foon, en toe hoor ek nee, maar sy praat met die Here.
sy bid op die foon. Vir 'n oomblik dink ek wel, ek sal graag daai nommer wil hê. En toe sy foon neersit, toe vertel sy storie, 'n niggie van haar, wie sy enigste seun en sy vrou en 3 kinders, 'n tydjie gelede, almal in hulle huis dood verbrand het. En haar niggie, min of meer dieselfde ouderdom as my ma, het net gebel, en al wat sy eintlik kon uitkry is, bid asseblief vir ons. Ons is net vanaand so hartseer en alleen. Bid net vir ons. Ek onthou ek het onlangs gelees van 'n 82-jarige tannie wat in die oprit van haar huis verkrag en wreed aangerand en vermoor is. Haar seun is 'n sendeling. In die koerantberig vra hy die vraag: waarom gebeur sulke slegte goed? Waarom laat God dit toe? En ek seker enige een van julle sou vanaand nog so 'n storie kon byvoeg. As ek som net random iemand sou point, sal daar 'n storie wees om te vertel. Ek seker daarvan. Miskien daarom dat een van die groot topverkoper boeke van alle tye, boek met die titel When Bad Things Happen to Good People was. Sien in die 90er jare, as ek reg onthou, wat Rabbi Harold Kushner die boek geskryf het. Is nou nog 'n baie gewilde boek. Omdat hy 'n rabbi is wat probeer leef vanuit 'n verhouding met God, het hy probeer om hierdie vraag te antwoord. Waarom gebeur daar slegte goed met goeie mense? En die antwoord waarop hy min of meer uitkom, ek dink nie ek laat regtig reg aan die boek geskied nie, maar min of meer 'n opsomming van die antwoord wat hy het is dit. Miskien is God net nie heeltemal so in beheer soos wat ons nog altyd gedink het of graag sou wou hê hy moet wees nie. En dis natuurlik die dilemma waarmee ons sit wanneer daar slegte goed met ons gebeur, nê. Dis hierdie twee goed. Ons glo en bely dat God 'n goeie God is. En ons glo en bely dat hy in beheer is, dat hy almagtig is. En toe die rabbi gaan nadink het oor hierdie lydingsding, het hy 'n keuse gemaak om een van die twee goed uit te gooi. Wat baie mense dikwels doen. Hulle kies om te sê, wel, God is dalk nie so goed soos wat ons gedink het nie. Want waarom gebeur daar dan hierdie slegte goed? Dit moet onder sy almagtige beheer gebeur. Of, soos wat Rabbi Kushner gedoen het, by die antwoord uitkom van, wel, dalk is hy na alles nie almagtig nie. Dalk is sy hande te kort om by te kom waar daar dinge soms skeefloop. Ons sou baie lank oor hierdie ding kon gesels, na watter kant toe. Maar kom ons kyk na wat Jesus sê, wanneer hy met die vraag gekonfronteer word. Nou as jy mooi oplet in vraag 1, is daar 'n vraag in vers 1. Dis nie so eksplisiet nie, maar tussen die lyne is daar 'n vraag. Hierdie ouens kom na Jesus toe, en is amper asof hulle die koerant voor hom oopmaak, met hierdie klomp slegte berigte. Jesus, hier sit sommer op die voorblad. Kyk net 'n bietjie hier. Hierdie ouens was besig om offerdiere te bring. Dis godsdienstige vrome mense hierdie. En wat gebeur met hulle? Pilatus se troepe kom maak hulle dood. Daar staan letterlik in daai vers, die bloed van hierdie mense wat offers gebring het, hulle eie bloed is vermeng met die bloed van hulle offerdiere. So dis al vir hierdie ons verstaan dit nie, dis goeie mense hierdie. En dan gebeur dit met hulle. Dan sit asof Jesus die koerant nog verder aanblaai en sê, ja,
Ja, ek hoor julle vraag. Ek hoor julle vra, waarom gebeur daar sulke slegte goed? Ek meen, kyk net hierdie volgende berig van hierdie 18 mense op wie die toring van Siloam ineengestort het. Hoekom? Jesus luister fyn en daarom hoor hy die ouens se vraag. En hy hoor ook dat hulle alreeds self 'n antwoord gereed het vir hulle eie vraag. Dit sien 'n mens uit die antwoord wat hy gee. So Jesus, waarom gebeur hierdie slegte dinge met ouens soos hierdie mense wat offers bring? En ek meen hier's 'n klomp ouens, hulle bou dalk aan die toring van Siloam of hulle was net daar naby en hier stort dit alles ineen. Jesus se antwoord is, dink julle miskien dat hulle groter sondaars was as al die ander? Dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander in Jerusalem? En in sy teenvraag hoor jy ook die antwoord. Hoor jy wat hulle as 'n antwoord op hulle eie vraag het? As 'n Engelse spreekwoord wat ons ook soms gebruik. They had it coming. Hulle het dit maar eintlik verdien. En dis waarmee hierdie ouens na Jesus toe gekom het. Here, kyk net hierdie slegte goed wat gebeur. Daar moet seker eers iewers 'n geraamte in die kas wees van hierdie ouens wat dood is. Hulle moes seker skuldiger gewees het as die ander. Hulle moes seker groter sondaars gewees het. En Jesus hoor hulle eie antwoord op die lydingsvraag. En sy antwoord daarop, dink julle dat hulle slegter was? Nee, sê ek vir julle. As julle nie bekeer nie, sê julle almal net soos hulle ook omkom. Luister fyn wat doen Jesus hier. Hy keer eintlik die vraag waarmee hierdie mense na Jesus toe kom, keer hy op sy kop om. En hy sê eintlik, die vraag wat julle vra is die verkeerde vraag. Die vraag is nie, hoekom gebeur daar slegte goed met goeie mense nie. Die vraag is eintlik, hoekom gebeur daar goeie dinge met slegte mense? As hierdie ouens wat dood is, nie skuldiger was nie, nie groter sondaars was nie, wat was hulle dan? Net sulke groot sondaars soos julle. Net so skuldig soos ek en jy. Nie slegter nie, net so sleg. En dan is die vraag, nie, hoekom is hulle dood nie, maar hoekom leef jy? Waarom het die toring van Siloam nie op jou ineengestort nie? Hoekom het Pilatus se troepe ons nie doodgemaak nie? Want ons almal verdien dit eintlik. Die antwoord wat julle gereed het, they had it coming. Ons almal verdien dit. En tog gebeur die slegte nie met almal nie. Dis dalk eerder die vraag, hoekom gebeur daar goeie dinge met slegte mense? En Jesus gee 'n antwoord daarop in die gelykenis wat ons gelees het. Kyk mooi na die karakters in hierdie gelykenis. Daar's die eienaar van hierdie wingerd. Hy is die een wat kom en kyk na die vyebome en sien, hier's 'n vyeboom wat nou al vir die 3de jaar agter mekaar nie
vrug dra nie. Met ander woorde, die vyeboom doen nie wat hy veronderstel is om te doen nie. Hy doen nie dit waarvoor hy geplant is nie. Dis 'n slegte vyeboom. Die slegte vyeboom verdien om uitgekap te word. En die vyeboom is natuurlik ek en jy, van wie Jesus so pas gepraat het, toe hy gesê het, ons is eintlik maar almal ewe sleg. Daar's ook 'n tuinier, sê hy. En die tuinier keer die eienaar van die wingerd om die vyebome uit te kap. Hy is die een wat pleit en vra, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal hom spit en bemes en dalk sal hy volgende jaar vrug dra. En Jesus self is natuurlik die tuinier, die een wat vir ons by sy Vader pleit en sê, kom ons gee nog 'n genadejaar vir hierdie boom. Besef jy dat ek en jy, ons almal, actually in genadetyd leef? Ons weet nooit hoe lank daai genadejaar fisies gaan wees nie. Ek ken baie mense wat nooit in die genadejaar wat vir hulle gegee is, vrug gedra het nie. Maar daar is die tuinier wat vir ons pleit en vra, wag 'n bietjie, Vader, kom ons gee nog tyd voor ons die boom uitkap. Hoekom gebeur daar goeie goed? Want daar's 'n tuinier wat vir die Vader vra dat daar goeie goed moet gebeur. Daar's iemand wat vir ons pleit, wat vra dat ons sal bly leef. Alles behoort eintlik uitmekaar te val en tog doen dit nie. Hoekom nie? Want daar's iemand wat dit alles bymekaar hou. Deur sy genade. Paulus sê dit so 'n bietjie op 'n ander manier. In die brief aan die Kolossense, waar hy heel in die begin in die eerste verse praat van Jesus as die seun, die beeld van God, sê hy oor Jesus, deur hom bly alles in stand. 'n ander skrywer, die skrywer van die Hebreërs, sê feitelik dieselfde woorde. Hy, dit is Jesus, en hy praat ook eers van Jesus as die seun, as die beeld van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. As jy na daai prentjie kyk, wat is dit wat jy eers sien? Die krake, die gebrokenheid, die barste. Ja, dis daar. En tog val dit nie alles uitmekaar nie. Is iets wat dit op 'n manier nog bymekaar hou. En daai iets, of liewer iemand, sê Jesus is hy. Die seun, die beeld van God. Hy is die een wat by die Vader intree en pleit, Here, genade, asseblief, kom ons hou dit nog aan mekaar. Miskien een van die bekendste beelde of prentjies wat ons het vir lydenstyd, is die temablad wat ons het, daai, van 'n spyker. En ek weet as ons in die kerk 'n prentjie van 'n spyker sien, dan is die eerste ding waar ons gewoonlik dink, die spykers wat Jesus se hande aan die kruis vasgeslaan het. Maar dis waarskynlik ook spykers wat die kruis aan mekaar gehou het, wat baie ander dinge aan mekaar hou.
Miskien word ons in lydingstyd uitgedaag om te kyk na Jesus se lyding en raak te sien hoe dat hy die een is wat deur sy lyding alles, ook ons en die wêreld waarin ons leef, op 'n manier nog in stand hou, by mekaar hou. As ons nou weer die vorige prentjie kan kyk en eers die woorde wegvat. Ek wil afsluit met hierdie. Dit is dalk een van die beste boeke wat ek nog gelees het. Dit is geskryf deur George Dawson, die prentjie wat julle daar sien saam met Richard Glaubman. George Dawson is in 2001 dood, as ek reg onthou. Hy was toe 103 jaar oud. So hy is in die vorige eeu, is hy gebore. 5 jaar voordat hy dood is, het iemand aan sy deur geklop. Op daai stadium was hy nou al so rukkie afgetree, soos hy sê, nie meer gewerk nie. Hy was die grootste deel van sy lewe 'n harde handearbeider. En op 98 jaar oud, iemand aan sy deur geklop en gesê, ons doen hierdie opvoedkundige program in die buurt. Ons leer mense lees en skryf. En hy het eers gelag en toe gedink, wel, ek het in elk geval niks anders om te doen nie, en ek kan nie lees of skryf nie, so ek kan seker maar net sowel leer lees en skryf op 98. Wat hy toe gedoen het. Op 101 het hy saam met Richard Glaubman hierdie boek geskryf oor sy eie lewe. En as die ongelooflikste stories wat hy te vertel het, van kleins af, toe hy nog, ons vergeet baie keer dat die FSA ook apartheid gehad het. Nie so lank actually voor ons eers afstand gedoen het daarvan nie. Die grootste deel van sy 103 jaar het hy actually onder apartheid in die FSA geleef. Van die slegste moontlike goed wat met hom gebeur het. Hy het actually nog stories by sy paal gehoor wat slawe was, van hoe hulle behandel is. Hy het hierdie ongelooflike lydingsverhale om te vertel, maar reg deur sy storie is daar die heeltyd hierdie refrein wat na vore kom, en hy het dit van sy pa af gekry, wat gereeld vir hom gesê het, life is so good, and it's always getting better. Hier op die einde van die boek, dan vra Richard Glaubman vir hom, is daar iets wat hy sou wou verander aan sy lewe? Wat is die enkele belangrikste stuk wysheid wat hy te deel het van sy op daai stadium 100-jarige bestaan? Wat is die enkele belangrikste wysheid wat hy het om te deel met die mensdom? Dis wat hy geantwoord het. There isn't anything I would change about my life. I tell people not to worry about their lives. Things will be all right. Life is so, people need to hear that. Life is so good, just as it is. People need to hear that. Maak nie saak hoeveel lyding ek in my eie lewe beleef het of gesien het nie, maak nie saak hoe erg dinge uitmekaar uitgeval het, daar's iets wat dit alles bymekaar hou, daar's goed in die wêreld. Daar is soveel goed. Mense moet dit tog onthou. Die lewe is so goed, net soos dit is. Wanneer laas het jy die goed raak gesien? Wanneer laas het jy nagedink oor die feit dat alles nie uitmekaar uitval nie? Dat daar soveel is om oor dankbaar te wees. En dat daar 'n tuinier is wat sorg vir hierdie goedheid, hierdie genade wat nie een van ons verdien nie.
Dis al waartoe ek jou vanaand wil uitdaag. Om 'n slag te gaan dink oor die goed. Daar is soveel goed. En Jesus is die een wat daarvoor sorg. Gaan 'n slag op jou knieë en gaan sê dankie daarvoor. En dan gaan leef jy 'n stuk dankbaarheid daarvoor. Here, gee dat ons meer en meer sal raak sien hoe U aan die werk is in die wêreld. Hoe U sorg vir elke greintjie goed wat op ons pad kom. Hoe alles waarvoor ons dankbaar kan wees, alles aan U te danke is. Dankie dat ons vanaand U kan wees, dat ons leef, dat ons die goedheid van nog 'n dag kan beleef. Gee dat ons meer en meer raak sien hoe dat U die een is wat sorg vir hierdie goeie. Here, hier is baie van ons wat hier sit en 'n klomp slegte goed beleef het, of dalk op die oomblik ook deurgaan. My gebed is veral vir hulle, dat U hulle sal raak sien in die goedheid. Dat U 'n bietjie dank, 'n bietjie lof in hulle harte sal wakker maak. Dat ons meer en meer ons lewens vir U sal gee. Ons lewens aan U sal wy. Want U is goed, ook vir ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.